Baie van julle is bekend met Handelinge 9. Paulus is op die pad na Damaskus toe. Hy het volmag van die owerpriesters ontvang om mense wat Christene is terug te vat Jerusalem toe of om hulle in die tronk te gooi. En nou op die pad na Damaskus verskyn die opgestane Here Jesus aan Paulus en hy sê vir hom: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nou hierdie woordkeuse is baie interessant. Die Here Jesus vra nie vir hom: waarom vervolg jy my kerk nie? Hy vra: waarom vervolg jy my? Want ons moet baie mooi besef, enige ongelowige of bose wêreldleier of politieke leier wat die kerk vervolg, vervolg die Here self. So nou is die verhouding tussen Jesus en sy skape. En dan verskyn die Here Jesus nou nadat Paulus blind geword het daarvan en hy blind sit in 'n huis, verskyn die Here ook aan 'n man met die naam Ananias en hy sê dat hy na Paulus toe moet gaan. Paulus sal dan daarna weer kan sien en dan sal hy later ook Jerusalem toe gaan, na die ander apostels toe wat nog so bietjie skepties is hy nou regtig 'n gelowige, kan ons dit glo, kan ons dit vertrou? Maar die punt is, hierdie Ananias sê, maar ek het gehoor van hierdie man, hoe baie bose dinge hy aan die volgelinge van die Here doen. Maar toe sê die Here: gaan, want ek het hom gekies om my werktuig te wees. En dan sê die Here iets merkwaardig: ek gaan hom wys hoe baie hy vir my naam moet ly. Nou mense verwag die Here sal vir hom iets sê soos: ek gaan vir hom wys hoe hy heeltyd 'n vrolike lewe gaan hê. Ek gaan vir hom wys hoe die lewe van probleme verby is omdat hy nou 'n Christen is. Maar dis nie die geval nie. Die Here sê: ek gaan vir hom wys hoe baie hy vir my naam moet ly. Nou, die Here, hierdie is nie 'n universele ding in die opsig dat almal noodwendig so baie soos Paulus gaan ly nie. Paulus het besonders baie vir die Here gely. Hy het byvoorbeeld 'n steniging oorleef, waar hy met klippe gegooi is. Hy was veronderstel om dood te wees, maar hy oorleef dit. Hy was baie keer in die tronk gegooi. Hy het teenstand van Joodse leiers gekry en op die ou einde is hy selfs doodgemaak vir sy geloof. So Paulus het werklik vir die Here gely. Nou kom ons praat vir 'n oomblik bietjie oor die tema van lyding. Baie van ons het beproewinge in ons lewe. En vat dalk 'n oomblik en dink bietjie oor wat jou beproewing is. Dalk is dit iets soos dat jy 'n depressieleier is. Dalk sukkel jy met 'n kroniese siekte of met kanker of 'n outoimmuun siekte. Dalk weet jy nie waar jou volgende bord kos vandaan gaan kom nie. Dit is maar net 'n klomp voorbeelde. En ons is geneig om te dink dat wanneer lyding oor ons pad kom, is dit soos 'n hindernis of 'n struikelblok wat maak dat ons nie vrugbaar in die Here se koninkryk kan wees nie. Maar in Handelinge 9 lees ons dat dadelik toe Paulus tot geloof gekom het, het hy vervolging gekry van die Jode, wie se volmag hy eers gehad het om die mense in die tronk te gooi. Nou vervolg hulle hom, maar ons leer dat die kerk dadelik daarby baat. So ons moenie ons swaar kry as hindernisse sien nie. Ons moet dit eerder as trappies sien waarop ons klim om so meer vrugbaar in die kerk te kan wees. En daarvandaan kom die baie bekende sêding: jou beproewing word jou bediening. Jou beproewing, dink jy, is dit wat jou terughou, maar eintlik is jou beproewing dit wat jou in staat stel om jou gawes in die Here se koninkryk te gebruik. Dalk kom jy eendag op jou pad iemand anders tegemoet wat ook 'n depressieleier is, ook met 'n kroniese siekte worstel, ook finansiële probleme het. En dan is jy die perfekte persoon om die Here se werktuig te wees, om daardie persoon moed in te praat. En so word die kerk versterk en so groei die bruid van ons Here Jesus Christus. So dit help om in hierdie opsig so na lyding te kyk en dit so te verstaan.